baie hartlike goeie dag aan julle elkeen. Ons het 'n baie lekker opwindende tyd gehad die afgelope tyd in die gemeente en in hierdie getuienismaand, as sendingmaand, is daar sulke opwindende dinge wat gebeur, hoe ons opnuut bekend gestel word aan dit waarmee die Here self besig is. En onder andere een van die dinge wat ons gou oor wil terugvoer gee, is die besoek van Proffie Johan Smit, wat hier in die gemeente was, met ouers en kinders gepraat het. Kyk gerus na hierdie terugvoer. En dan, geliefdes, wil ons net al die dames, al ons vrouens net herinner aan die vrouebyeenkoms DV die 21ste. So hier is die besonderhede, asseblief probeer om dit by te woon en nooi jou vriendinne ook saam. En dan, liewe vriende, het Dominee Nardus laat weer die inskrywings vir ons Niati inreik na Transkei toe. Daai inskrywingsvorms is uit en as julle enige navrae het, is julle baie welkom om vir hom te kontak. En as julle meer inligting wil hê oor die Transkei Niati uitreik, dan is julle welkom op die stuurselgroep te kom van Niati, waarin julle daai inligting eerstehands sal ontvang, net soos al ons ander stuurselle. En dan het ons 'n lekker stuk warm opgewondenheid, want ons musiekgroep is aan die brand en hulle is hard en goed besig om te beplan en te ontwikkel en kursusse en toerusting te hou en digitale ontwikkeling te doen. So, kyk gerus, Dian wil vir julle meer daarvan vertel. Dis julle, dis vir my lekker om so 'n bietjie met julle te deel wat op hierdie stadium in ons gemeente gebeur met ons workshop. So hoe dit werk is op Woensdae-aande het ons 'n samekoms waar ons bietjie saam met mekaar tyd spandeer om te leer hoe lofprysing en aanbidding werk. In hierdie geleentheid is dit 'n spasie waar ons leer van aanbidding, sowel as die tegniese, musikaal jouself te ontwikkel. En dis net 'n lekker geleentheid en ons ek eindnooi daarvoor. So dis Woensdae-aande om 6:00 en enigiemand is welkom. Indien jy voel jy wil betrokke raak, maar jy is bang, jy weet nie enigiets werk nie, dis juist die spasie waar jy kan leer, so al kan jy nie 'n instrument speel nie, of jy weet nie hoe werk die knoppies vir die beligting, of die digitaal of die klank nie, hier is die spasie waar jy dit kan doen. Ons het nog mense nodig, en ons het hande nodig om die koninkryk van die Here verder te bou. So indien jy kan, Woensdae-aande om 6:00 raak asseblief betrokke, ons sien uit om jou daar te sien. Vriende, en dan lê die CV's om die draai en ek sien net hoe hard woeker almal en is hulle entoesiasties en opgewonde oor ons CV's. Kyk asseblief na die volgende inset en maak ook seker dat jy deel is van hierdie jaar se CV's, maar ook winterfees wat net na die CV's dan nou volg. Twee pragtige feeste waarvan hierdie gemeente deel is. Goeiedag gemeente. Ek is so bevoorreg om tussen twee pragtige vroue te staan. Jong vroue. Daarmee kan ek dit beamoen, tussen twee pragtige jong vroue en wat die CV's as ook die wintermark se leiers is. Kom ons begin sommer by die CV's. Ek is Susan Schmidt en ek organiseer hierdie jaar die CV's. Wintermark? Ek is Lisella Beskagni en ek organiseer die wintermark van 3 tot 5 Julie. So wat ons hoor is, dis 2 weke uit mekaar uit. So, wat het ons nodig? Ons het vreeslik baie bestanddele nodig hierdie jaar, maar ons het ook bakkers nodig en ons het werkers ook nodig vir hierdie groot fees waar daar 'n klomp mense gaan wees op die 21ste Junie. Ons het met die wintermark 2,5 dae waar ons regtig baie nodig het om 'n sukses te maak van 'n wintermark. Eerstens die kosse. Ons het baksters nodig. As jy nie kan bak nie, het ons doeners nodig wat vir ons kan help by die stalletjies self. Ons het 2 sameroepers baie dringend nodig by die carry and reis en ook so by die jaffels en helpersmense voor die skerms, agter die skerms, groot of klein, ons het jou nodig. Bestanddele by die pudding, alles waarmee mense pudding kan maak, het ons nodig. Baie dankie. Soos wat julle gehoor het, ons het jou nodig. Kom help hierdie pragtige jong vroue op hierdie feeste en kom maak dit saam met ons 'n reuse sukses. Die gegevens gaan nou op die skerm verskyn, jy kan hulle kontak, hulle sal graag met jou wil gesels, ons hoop om jou daar te sien en deel te hê van hierdie 2 feeste. Sien jou daar. Geliefdes, mag die Here jou seën en mag julle vanoggend ook net 'n onbeskryflike wonderlike tyd saam met hom en medegelowiges ervaar en belewe. Mag die vrede van die Here oor jou rus. Mooi dag verder.
Dat is 'n hartlike goeie dag aan julle almal en veral met hierdie baie spesiale aanlyn diens wat ons vandag het. 'n Diens wat gewy word tot die eer van Jesus Christus ons Here, die opgestane Here. En geliefdes, van waar julle ook al inskakel, welkom ook by NG Gemeente se aanlyn diens, want hierdie diens is juis daar om 'n forum en 'n platform te bied en 'n ruimte te skep vir mense om deel te kan wees saam met 'n gemeenskap van groter gelowiges oor die hele aarde heen. Gelowiges wat kan bely, ek glo in Jesus Christus, ek glo in sy opstanding, ek glo in die hemelvaart, ek glo aan die wederkoms, ek glo aan die gemeenskap van gelowiges. So waar jy ook al is, ons is baie dankbaar jy skakel in, en as jy saam met ons 'n verjaarsdag of 'n huweliksherdenking wil deel, plaas dit gerus op die comments hieronder, en ons sal baie graag ook vir jou wil gelukwens. En as daar hartseer is en pyn is in jou lewe, is jy ook baie welkom met ons te deel of kontak te maak met die gemeente, dat ons saam met jou ook oor dit kan bid, want ons wil graag bly wees saam met die wat bly is, en ook ons hartseer deel saam met mense wat deur dit gaan. Geliefdes, ons visie is, God maak ons golwe van liefde en lig vir 'n wêreld in nood. En hierdie maand, my maand, is spesifiek meer gefokus op getuienisbediening. En ons stuur selle waarby ons wil uitkom. Jerusalem, hierso plaaslik in Jeffreys Bay, veral Makukanya skool in Joshua. Ons het daar eerste Sondag in Mei daaraan aandag gegee. En toe die volgende Sondag het ons 'n bietjie verder gevat na Nyati en Transkei toe. En julle het nou gesien op die afkondigings ook, die inskrywingsvorms is reeds uit. En vanoggend gaan ons so bietjie net ook raak by Mosambiek. En dan die Sondag daarna na Indië toe Chennai en natuurlik die uithoeke van die aarde saam met Radio Veba. Geliefdes, in hierdie getuienismaand waarvan ons deel is dit vanoggend se gedeelte handel oor Mosambiek en dan spesifiek Moapula en die uitdra en die uitbreiding van die evangelie na die omgewing en distrik van Lusukisiki af Moapula en ook Weier. En julle weet mos nou hoe ons betrokke was saam met Gerard Olivier gehelp het om te ondersteun dat die Bybel vir die eerste keer in die Makua taal oorvertaal kan word, dat mense die evangelie ook in hulle eie taal kan hoor. En Fritz van der Merwe maak nou klaar binnekort in Moapula, en wat nou belangrik is die verkondiging van die evangelie, die opleiding van leiers en die pad wat verder gestap gaan word met daardie gemeente. Nou, ons het 'n kort tydjie terug het ons op die stuur self van die Moapula groep, die Mosambiek groep, het ons inligting deurgegee en gevra vir voorbinding. Ons het daar vir Ernesto Antonio, wat een van die studente was, wat by die Makua Bybel onderrig en toerusting by betrokke was, het hy spesifiek gevra vir voorbinding, omdat die terroristegroepe baie sterk inbeweeg het in die gebiede wat hulle gebly het en hulle huise aan die brand gesteek het en gesinne en families dit wat hulle kon kry moes vat en moes vlug na ander dele toe. En toe het Ernesto vir ons ook laat weet dat hulle daarom veilig weggekom en dat hulle uiteindelik by Makula aangekom het en dat hulle van daai Mosambieke se rebelle en ook die terroristegroepe dreig ook om in daai areas in te kom en eintlik ook die hoofkwartier in daai omgewing dan nou aan die brand te steek en ja, moord en roof te pleeg in daai omgewing. Maar toe het ons gevra vir gebed met Ernesto en hulle het laat weet, hulle is daarom veilig en alles is goed en alles is reg. En ons het 'n baie mooi skrywe van Gerard Olivier gekry wat vir ons gesê het dat Mojane in daai distrik het hulle inbeweeg en wat hulle agtergekom het in daai spesifieke distrik is daar bitter min Christene. En nou met die afbeweeg van Ernesto na onder toe, kan dit dalk help dat hy van die mense wat dalk uitgenooi is na die Bybelopleiding toe en om die evangelie aan mense te verkondig, om dalk hulle te probeer bereik, om dalk die evangelie ook in daai distrik te help versprei. So Gerard sê dat hierdie dalk ook die werking van die Here is, dat hy ook die kwaad wat daar ingekom het, dat hy daardeur eintlik 'n deur oopmaak deur die goeie vir die evangelie van Jesus Christus. So daarmee sê ons nie God het die kwaad gebring nie, maar God gebruik die omstandighede om die evangelie uit te bring by mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. So ons dink spesifiek aan die gemeente Moapula vandag, ons dink aan die leiers wat daar is, ons dink mense wat die toerusting moet doen om evangelieverspreiding en om die evangelie uit te bring na die uithoeke van Mosambiek en die wêreld. So wanneer die lig vanmôre aangeskakel word, dan word
ons spesifiek uitgenooi om te bid vir die werk wat die Here doen in Mosambiek, maar ook vir alle ander mense. As daai lig vandag aangeskakel word, is ons die lig vir die wêreld deur ons gebede. En mag hierdie gebede vir God soos 'n aangename offer wees. Dankie vir julle betrokke wees, en as julle graag wil deel raak van die Mosambiek stuursel, dan is julle welkom om 'n kantoor te kontak of net die barcode te scan met jou scanner, en dan kan jy deel word van daardie groep. Geseënde dag verder. Nou, wanneer ons dit sê, dan sê ons dit ook omdat vanoggend 'n spesiale geleentheid is om ook met die woord stil te raak en te hoor, wat is die woord wat die Here op hierdie gemeente en die gelowiges wat na hierdie boodskap luister se harte kom plaas. En ek hoop dat regtig elkeen van ons hier sal wegstap met 'n baie diep stuk nadenke oor dit wat die Here met ons mee besig was, en dat daai vrug sommer baie groot sal wees wat daaruit na vore sal kom. So ek wil graag vir jou toebid, die Here se genade, sy barmhartigheid, sy vrede en natuurlik sy liefde, wat nie net vir ons is nie, maar vir alle mense, want die Here het die wêreld so lief dat hy sy enigste seun gestuur het. Ek wil vra, kom ons raak vir 'n paar oomblikke daar waar jy is net lekker rustig. Ek hoop jy het jou Bybel al nader gebring. Ons gaan lees uit Handelinge 10 uit, maar voordat ons lees, wil ek net laat ons 'n bietjie rustig raak voor die Here en dat ons in gebed kan verenig. Vader, dankie dat ons ook vandag as medegelowiges voor U kan kom in ons gebede, en ons gebede is soos, Here, mandjies wat vol gebede is, as ons ook kan Openbaring dink, en daai gebede wat na U troon toe gebring word, en dat U daai gebede ontvang. U sê ook, Here, so mooi in die woord oor kindertjies, dat daar elke dag aan U gerapporteer word oor wat met die kindertjies gebeur, want kindertjies is vir U net so belangrik soos volwassenes. En Here, dankie vir U woord, die Bybel wat ons het om vandag ook saam te lees, en dankie dat ons ook na hierdie woord kan kyk, en dat hierdie woord daar is om 'n riglyn vir ons lewe te wees, en om ons lewe te help om in pas met U te kom. En dit is ook, Here, wat ons graag wil doen met alles wat in die wêreld aan die gang is, hier in Suid-Afrika, as ons dink aan die natuur, die vloede in die binneland, as ons dink aan langs die kus, die storms wat daar was afgelope paar jaar terug, en toe die pandemies wat gekom het met bek en klou hier in ons distrik, en voor dit die droogte, en hoe U net, Here, ons deur al hierdie stappe net vat. En as U kinders gebruik om waar ons ook al in ons lewe is, regtig ook 'n impak op die wêreld te maak. En ook daar waar Christene, Here, op verskillende dele van die wêreld woon en bly, is elkeen daar geplaas deur U ook, want U sê in die woord, U bepaal waar mense sal woon en hoe lank hulle daar sal woon en werk, en dat elke Christen daar waar hy of sy is, in 'n roeping is om as Christen 'n verskil te maak in die wêreld. So wanneer ons ook nou na Handelinge 10 toe gaan, dankie dat U dit vir ons laat aanteken het, geïnspireer deur die Heilige Gees, en dat wanneer ons hierdie woorde van Lukas lees in die lewe van Petrus, en ook in die besonder wat gebeur het op hierdie baie besondere gedeelte in Handelinge 10, dan weet ons dat U is nog steeds dieselfde God wat op kragtadige maniere werk in mense se lewens. Amen. So, vriende, geliefdes, ek wil vir ons 2 woorde net voorhou voordat ons die gedeelte saam lees. Die een woord wat ek vir julle voorhou is Godvreesendes. So onmiddellik as ons die woord hoor en dit klankbord en dat jou brein ontvang dit, dan wil ek amper die volgende gedagte net los. Wil jy in die kategorie val van iemand wat Godvreesend is, of wil jy nie in die kategorie val van iemand wat Godvreesend is nie? Ja, dit is nou 'n bietjie van 'n debat, né? Dit is amper soos as mense 'n ysbreker het en mense sê vir mense, vertel 'n bietjie vir mekaar van jou ervaring iewers met 'n spinnekop of met 'n slang.
of deel met mekaar wat is jou gunsteling dis. Dan is dit lekker uitspreekers wat tonge losmaak en mense praat graag daaroor. En hierdie godvreesende begrip is een van daai dinge wat mense ook lekker om kan praat. Dat sommige mense sal sê, man, ek wil nie God vrees nie. Hy is my pa, my Vader in die hemel en ek wil hom net lief hê. Ek wil hom nie vrees nie. Ander mense sal sê, nee, jy moet daarom onthou, God is nie net 'n mens nie. Jy moet respek hê vir hom, jy moet weet wie hy is en jy moet hom vrees. So, dis die eerste woord, Godvreesendes, en die tweede woord is die woord inkommers. Ons het as uitvoerende span, nou die dag het ons 'n gesprek gehad op verskillende dorpe in die wêreld heen, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook hier in Jeffreys Bay, ervaar sommige mense dat ander wat hier kom bly, inkommers is, en jy moet daar nou eers 'n ruk hier bly voordat jy deel kan wees van die gemeenskap. En dat dit eintlik 'n woord is wat nie by ons as Christene hoort, is die woord inkommers nie. Want ons moet alle mense in liefde ontvang en met hulle bereid wees om 'n pad te stap. Goed, so, dis die twee woorde wat ek vir ons op die tafel wil sit, wat ons 'n bietjie oor gaan praat net nou. So die gedeelte wat ons lees is Handelinge 10 van vers 34 af. Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat vrees of ontzag vir hom het, en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook al mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Nou net eers tot sover. So, ek wil gou hierdie prentjie skets. Hier langs die Mediterrane kus, so ongeveer 104 km noordwes van Jerusalem, kry ons die dorp Caesarea. Nie dorp nie, stad. Hoofstad van die Judeese area gewees. 'n Stad met baie soldate. So, hulle het onder andere, as jy die eerste 3 verse lees, het hulle daar garnisoen gehad wat daar gebly het, en omdat daar 'n klomp soldate was hulle in afdelings opgedeel. Daai eerste deel van Handelinge praat van die woord kohort. Nou, ons gebruik dit nie baie in Afrikaans, die woord kohort nie, maar dit is mense wat 'n gemeenskaplike belangstelling in deel. So, dis 'n afdeling soldate. En daar het 'n man gebly in Caesarea, wat die hoof was oor 'n afdeling van 100 soldate. Bekend gestaan as 'n centurion. En hierdie man wat daar gebly het groot geword in 'n Romeinse omgewing, met Romeinse gode en allerlei ander afgode, en in hierdie hawe stad was daar baie kulture mense wat deurgekom het, maar iewers, en dis die eerste belangrike ding wat ons dalk net van moet deeglik kennis neem, en daar gaan so 'n paar dinge wees. So hierdie is die eerste ene. Dat Cornelius was nie 'n Christen noodwendig nie, maar hy was 'n nie-Jood wat die Joodse godsdienst beoefen het. Ons lees, hy het ten minste 3 keer op 'n dag het hy aanbid. En wanneer mense na Handelinge toe kyk en jy kyk ander gedeeltes in Handelinge, dan vertel hulle hoe die Jode ook gereeld gebid het. Ons weet van Daniël ook, nê? En hoe Jesus gereeld gaan bid het. Maar Cornelius en sy huis, so nie net hy as soldaat nie, as hoof, as bevelvoerder, het die Here God aanbid nie, maar hy het ook sy gesin gehelp om vir die Here te dien. Verder het hy ook omgegee vir sy naaste. Hy het 'n goeie hart, hy het 'n sagte hart gehad, hy het 'n liefdadige hart gehad. En nou kom die tweede belangrike ding. Wat interessant is dat God sy gebede wat hy gebring het, en hierdie liefdadigheid aan die mense, aangeneem het, en dat dit vir God, sê die eerste 3 verse in Handelinge 10, dat dit vir hom regtig soos 'n aangename offer was. Dit was vir die Here soos 'n goeie reukoffer. Hierdie gebede wat hy in opregtheid gebring het, en sy liefdadigheid teenoor mense wat hy beoefen het. En nou kan ons as ware God sien, en God is in die hemel, en God sien alles hier afspeel. Hy sien vir Cornelius, hy sien vir Petrus, hy sien die gelowiges in Jerusalem, hy sien in Caesarea, want hy is alomteenwoordig en hy weet alles. En God kom deur wys van 'n engel, nie na Petrus toe nie, maar na Cornelius toe. En hierdie engel verskyn aan Cornelius, en hierdie engel sê vir hom, maar hy moet mense stuur, hy moet manne stuur na Joppe toe. Dis so 38 km suid van Caesarea, want daar bly iemand daar in Joppe teen die kus, wat Simon die leerlooier is. Nou, ons weet net wat 'n nasionaliteit was Simon die leerlooier nie, maar hy was in 'n Romeinse provinsie gewees. So, miskien was hy 'n Romein, miskien nie, waarskynlik nie 'n Jood nie, want hy het met velle van diere gewerk, en dit was gereken as onrein, so waarskynlik sou 'n Jood nie daai rol beoefen het nie, maar Simon Petrus bly by Simon die leerlooier. En waar hy daar bly word, hy nie deur die Here besoek deur die engel nie, maar deur die besoekers
wat van dan nou Caesarea afkom, van Cornelius afkom. So kry Cornelius sy huisbediende, 2 van sy huisbedienis en 'n soldaat, en hulle stuur hierdie boodskap op na Simon Petrus toe, dat hulle na Cornelius toe moet kom. En Simon Petrus kom toe nou af, en onthou, Simon Petrus het hoofsaaklik aan die Jode die evangelie gebring, terwyl Paulus hoofsaaklik aan die nie-Jode die evangelie bedien het. Aan al twee ander kante, toe maar bietjie meer, bietjie minder. So Petrus was onder die indruk gewees, hy moet primêr fokus op die volk van God, die Israeliete. En hier kom die Here, en hy kom deur hierdie engelse opdrag na Cornelius toe, kom hy na Simon Petrus toe en sê vir hom, Simon, nee, dit gaan oor meer. En wanneer ons 'n bietjie later afkyk, hier na vers 34 en 43 toe en ander verse in hierdie gedeelte, dan kom ons agter dat hierdie evangelie boodskap, hierdie blye evangelie, hierdie evangelie van vrede, is nie net vir die Jode nie, maar dit is vir enige iemand wat in Jesus Christus glo. Want God het die wêreld so lief, soos wat ek ook vroeër gebid het. So kom ons lees net hierdie gedeelte verder van vers 36 af. Ons het nou gelees hoe watter nasie dit ook al mag wees vir die Here aanvaarbaar kan wees as hulle die regte lewenswyse het en wanneer hulle God dien. Ontsag vir hom het en hom vrees. Vers 36. Dis die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het toe hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het verkondig het. En dit is, hy is die Here van alle mense. En dit is die kern van die boodskap wat die Here na Petrus toe gebring het. En Petrus het verstom gestaan. Ook in die volgende paar verse later, in die volgende perikoop, as die nie-Jode tot bekering gekom het, ook die Heilige Gees ontvang, wat mense verstom laat staan het. En dan sê hy, vers 37, julle weet wat dwars deur Judea gebeur het. Dit het begin in Galilea, na die doop wat Johannes verkondig het, en hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees gesalf het, en krag gegee het, en hy het die land deurreis goed gedoen, en almal wat onder die mag van die duiwel was genees, omdat God met hom was. Ons getuies van alles wat hy in die land aan die Jode in Jerusalem gedoen het, maar hulle het hom omgebring, deur hom aan 'n kruishout op te hang. En dan vertel hy die hele verhaal uiteindelik in vers 43, oor hom getuig al die profete en elkeen wat aan hom glo, deur sy naam vergewing van sondes te laat ontvang. En geliefdes, hier het ons vir Cornelius, 'n nie-Jood, wat 'n Joodse godsdienst beoefen, wat bekend gestel word aan Jesus Christus. Hoe? Nie deur sy eie toedoen nie, maar uiteindelik deur God self, God wat die werk, God wat in beheer is. So die twee groot dinge, aan die een kant die lewenswyse van die Jode in die omgewing van Caesarea, wat Cornelius beïnvloed het, om daai Joodse godsdienst aan te neem en God te begin aanbid. Maar volgende ding wat selfs nog belangriker is, hoe die Here uiteindelik dan ook vir Petrus na Cornelius se huishouding toe vat, wat eintlik 'n inkomer was, en dis waar die inkomer en uiteindelik ook die godvreesende by mekaar kom. Dat hierdie inkomer in hierdie nuwe godsdiens in die Christendom is nie vir die Here 'n inkomer nie. Want die Here het hom van die begin af, het die Here hom reeds gelei en by hom gewees en na sy gebede geluister. Al was hy nie Jood, sy gebede het God se troon bereik. En so is daar mense in die omgewing waar jy bly, mense na wie God jou toestuur, en waar ek en jy 'n rol het, om so te leef, dat mense God deur ons lewenswyse en lewenswandel leer ken, en ook in 'n verhouding met God wil leef. So of jy in Nieu-Seeland is, of in Australië is, of in Kanada is, of in Engeland is, of in Ierland is, of waar jy ook al in die wêreld is, ek en jy is daar om so te leef dat mense ook in 'n verhouding met God wil leef, godsdiens wil beoefen, wil bid, wil goed doen aan ons naaste. Want jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jou naaste soos jouself. Jy moet jou godsdiens uitleef, jy moet dit beoefen dat ander dit kan sien. Maar ook verder is daai vraag, wie is dalk die Cornelius na wie toe die Here jou stuur? Dalk is daar iemand in jou omgewing vir wie dit belangrik is dat jy die boodskap, die blye boodskap moet gaan oordra, of dalk net hierdie boodskap van vrede moet gaan gee. Hoe wonderlik is dit nie dat die Here ons as instrumente gebruik, soos vir Cornelius en soos vir Petrus, om uiteindelik ook mense in verhouding met hom betrokke te maak nie. En wanneer ons dink aan Mosambiek, is dit ook 'n besondere geleentheid om voor te bid, dat die evangelie daai mense wat nog nie in hom glo nie, sal bereik, sodat hulle ook hulle harte vir hom kan gee, nie verlore sal gaan nie,
maar dat hulle sy vrede kan ervaar en sy liefde en sy genesing en sonde vergifnis en nie swaar hoef te lewe met vragte van sonde en voorvader geeste en voorvader aanbidding en wat ook al dit mag wees nie, of rykdom of roem of wat ook al mag wees nie, maar dat ons ligter kan leef. En dit is ons jaartema, wees lig, leef lig, ligter kan leef, omdat ons die vergifnis van die Here ontvang het en daarom vrede ontvang wat in ons lewe invloei en van ons uiteindelik nie inkommers maak nie, maar mense maak wat deur God uitgekies is om 'n verskil in die wêreld te maak. My lewe het 'n doel, 'n roeping en 'n passie tot eer van Jesus Christus, ons Here. Mag dit wees dat wanneer julle hierdie gedeelte verder nog lees, julle ook baie diep net bewus raak van die erns van wat hier gebeur het in die lewe van Cornelius, maar ook in die lewe van Petrus, wie se oë oopgegaan het, dit is vir alle mense. Geliefdes, ons wil julle ook dankie sê vir almal wat op 'n manier inskakel en betrokke is by hierdie gemeente se bediening aan die wêreld. En wat op 'n manier ook nie net hulle gawes en roeping beskikbaar stel nie, maar dalk ook fondse om uiteindelik die uithoeke van die wêreld te kan bereik. En mag dit wees dat as die Here dit op jou hart lê om ook by te dra vir die saak van hierdie belangrike uitstuurboodskap na die wêreld toe, dat jy dit ook kan doen by wyse van EFT, of dan nou die SnapScan kode of die besonderhede verskyn op die skerm. En dan, geliefdes, wil ek vir julle elkeen regtig met my hele hart toebid dat julle 'n besondere mooi dag sal hê en dat julle die vrede van die Here net sal ervaar en ondervind en weet en kan bely en kan erken, Jesus Christus is my Here. Ek aanbid die ware, die lewende God, die God wat my gebede hoor, die God waar my gebede hom bereik, 'n God wat omgee en wat aktief betrokke is. Ek wil met 'n laaste woordjie afsluit. Thomas Watson wat gesê het, the fear of God promotes spiritual joy. Mag dit in jou lewe ook so wees. Amen.